dankie vir die geleentheid wat ons nie kan prys en oplig, die naam kan groot maak vanmôre, sodat almal net buite kan hoor en kan kennis neem dat ons God leef en is 'n werklikheid in ons lewens. Verder bid ek vanmôre dat U doel sal bereik. Here, deur die woord dat U sal ingang vind in elkeen se hart. Niks kan die woord kleur nie. Skerper dan enige tweesnede swaard, wat indring tussen gees en siel en tussen burgermens. Skeiding bring tussen burgermens in die Bybel. En Here, ons weet vanmôre dat die woord sal ingang vind en hy stad sal geplant word. In die naam van die Here sal dat Heer verheerlik en geprys word. En ons sal vrug voortbring tot eer en verheerliking vir die naam. Ons breek die wat kom te steel, te slag en te verwoes. Ons breek sy hou vas en oor die vergadering is dit kragteloos. Ons dryf dit uit, stuur dit terug na waterlose plekke waar dit vandaan kom. Ons bid vanmôre, Here, dat U beweeg van sitplek tot sitplek, van hart tot hart, van persoon tot persoon. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Al die kinders van die Here vanmôre sê amen. Amen. Mag was sit. Nou vanmôre baie interessante gedeelte. Vir my is dit baie interessant, want ons baie vrae wat ek gevra het rondom die gedeelte wat ek nooit verstaan het nie, al die jare. Want die boek Openbaring is 'n boek wat jy moet kan verstaan. En ek het eers in die later tyd van my geestelike bestaan, geestelike lewe, wat ek eers die boek Openbaring begin lees, want ek wil dit nooit verstaan het nie. En dit is een van die interessantste boeke wat vir ons wys wat op die einde van die dag gaan gebeur. Uitgemaakte saak of jy net daai blaai wil uitskeer, of jy ontslae wil raak van die Bybel. Dit is wat die woord sê, en dit wat die woord sê is ja en amen. God gaan nie eens die woord gaan nie. Dit gaan gebeur. En dis hoekom ek praat oor dit in die laaste tyd voor die koms van die Here en na die koms van die Here. Want as ons tot daai tyd gaan leef, of u kinders of kleinkinders daarna, moet hulle kan vertel word wat gaan gebeur vir hulle wat agterbly wat die weglaping gemis. Dit is verskriklike dinge wat gaan plaasvind. En vanmôre gaan ons saam lees uit Openbaring 20:7 tot 10 en ek praat oor die millennium deel 2. En ons gaan saam lees daar van die 20ste hoofstuk vanaf die 7de vers. Volg met die Bybel, Engels of Afrikaans, en kyk wat die woord vir ons leer vanmôre. Luister wat Johannes sê. Luister wat hy sê. Hy sê, wanneer die 1000 jaar voleindig is, wanneer die 1000 jaar voleindig is, die millennium, nee, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. In ander woorde, die seël sal afgehaal word van die put bo, die bodemlose put, en die ketting sal van hom af losgemaak word. Hy sal al vryheid kry. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die seelstrepe. Die getal van hierdie mense is soos die sand van die see. Met ander woorde wat Johannes sê, dis ontelbaar, hulle is te veel. Mense gesproke is dit onmoontlik om daardie weermagse troepe te tel. Dis wat hy daar sê. Onthou dit. En het opgekom oor die breedte en van die aarde, die laar van die heiliges en die laar van die heiliges, luister mooi, en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal, en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, want hulle vir hierdie mense verlei het, en natuurlijk vir ons allemaal wat hulle verlei van die begin af, is die poep van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepeinig word, tot en alle ewigheid. So mond vol gesê hoor. Regtige mond vol gesê. Nou,
Wat vind ek en jy gedurende die millennium, wat ons nou van lees? Hoofstuk 20, 7 tot 10. Die eerste ding onder dit, 'n stake word gebind vir 1000 jaar. En word in 'n bodemlose put gegooi, en in die tyd kon hy niks doen nie. Remember, Satan is not omnipresent. Is hy alomteenwoordig, hy kan nie alomteenwoordig, hy kan een plek op 'n tyd kan hy besoek. So hy kon niks doen nie, hy was vasgevang, meaning he can only be at one place at a time. So he was bound with chains and thrown into a bottomless pit for 1,000 years. 1000 jaar, dit klink lang, maar die Bybel sê, 1000 jaar is een dag soos 1000 jaar, maar vir 1000 jaar was hy gebind in 'n bodemlose put. Ek het laasweek weer gesê, daar was geen voete net onder nie. Daar was niks, hy kon nie, alle respek, ek wil dit sê ook so, hy kyk nie tafel buite gesit nie, hy kon niemand kry om te help nie, hy moes daar rondvlout tussen daardie bo en onder waar daar niks was nie, en hy vir 1000 jaar was hy vasgemaak met kettinge, soos dit ook verduidelik in verlede week se boodskap. En Jesus het geregeer saam met sy heiliges vir 1000 jaar. Revelation 24 verse 6, chapter 24 to 6, describes how Christ will reign for 1000 years with his resurrected saints. Ander woorde, hulle wat opgestaan het, hulle wat die verheerlikte liggaam het, sal saam met hom heers vir 1000 jaar lang. Zechariah 14 verse 9 says, and the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, in his name one. Een God. Die Bybel sê, ons dien een God, alles hulle drie, dien ons een God. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Hulle werking is een, maar hulle is drie afsonderlike, verskillende mense. Dan Isaiah 9, 6 to 7 prophesies that the government will be on Christ's shoulders. And he will reign with justice and righteousness. Dis gedurende daai 1000 jarige vrederyk wat hy gaan doen. Hy sal daar heers as die een in bevind daarvan. Sy koninkryk word gevestig in daai 1000 jaar koninkryk. 1000 jaar vrederyk word sy koninkryk gevestig. Dis belangrik om te onthou. Wat sien ons nog gedurende die millennium? Daar sal 'n universele vrede wat daar gaan bestaan of sal wees. Wat beteken afwesigheid van oorloë en geweld. Daar sal 'n harmonie tussen mense wees wat beteken gelykheid en geregtigheid vir alle mense. Onthou nou, Christus is in beheer, is nie 'n mens nie. Is nie 'n koning nie. Hy is die koning, hy is ons alles wat in beheer gewees vir hy 1000 jaar. As sy koninkryk is daar gevestig. So daar sal geen armoede wees nie. Daar sal gelykheid en geregtigheid vir alle mense wees. Met ander woorde, ekonomies en sosiale stabiliteit wat beteken geen armoede of hongersnood nie. Kan ek met alle respek sê, daar gaan nie shakes wees nie. Daar gaan nie armoede wees nie. Alles wat jy soek, gaan jy daar ontvang uit die hand van die Here. Wat het hy nog gesê? Omgewingsbewaring en balans in die natuur, is vir my so mooi. Omgewingsbewaring en balans in die natuur, wat beteken niks word vernietig of doodgemaak nie. Luister. Die wolf en die lam sal saamwy. Die leeu sal strooi eet soos 'n bees, sê die Bybel. Van die stam sal stof sy voedsel wees, volgens Jesaja 65 gelees dit.
Dis in daai tyd gaan gebeur. Die Bybel sê hy sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my berg nie. Die mens sal 'n lang lewe tot en met 100 jaar. Hulle sal plant en hulle sal bou en hulle sal God aanbid. Nog iets moois wat ek kan kry in Jesaja 30 vers 26 en Jesaja 6, 18 tot 22. There will be an increase of lights. Luister. The light of the sun will be increased 7 times. Hy sê nie die hitte van die son nie. Not the heat of the sun. Die lig van die son. The light of the sun will be increased 7 times. And that of the moon will be as the light of the sun. God is in beheer. Geen load shedding nie. Hallo? Daar sal wees herstelling van land. Volgens Jesaja 35, 1 tot 10 en 55 verse 12 en 13 herstelling van land. Land will be restored to wonderful beauty and fruitfulness. The earth will not be fully restored until the millennium. Romeine 8 vers 18 tot 23. Wat sê die Bybel? Dit sê selfs die aarde roep uit vir die openbaarmaking van die seuns van God. Die aarde het genoeg gehad van die vloek wat op die aarde rus. En na die millennium gaan dit weg wees. Dit gaan weg wees op die nuwe aarde. En die hemel gaan dit weg wees. Dan kan die aarde ook met alle respek asemhaal, as ek so mag noem. Hulle kan asemhaal, hy vloek is gebreek, wat van die eerste mens afgekom het op die aarde, God het die aarde vervloek, kan daai ding gebreek word vir eens en vir altyd. Lastens, there will be plenty of rain and water. Volgens Jesaja 30 vers 23 tot 25 en ook 11 tot 5 en 12, 1 tot 6. There will be plenty of rain and water. En dan laastens, moes ek het inbring, jy moet het kan verstaan vir ons by die kern van die boodskap kom. There will be fruitfulness of women. There will be fruitfulness of women. Volgens Jeremia 30, 19 en 33, 22. Onthou dit is baie belangrik, jy moet die agter in die kop hou. Tweede punt, wat sien Johannes verder? Hy sê, wanneer die 1000 jaar voleindig is, dis wat hy skryf, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, met ander woorde, and when the 1000 years are completed, Satan will be released from his prison, the abyss. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei. Hy sal uitgaan na die 1000 jaar om die nasies te verlei, dit wat hy die beste kan doen van die begin van die Bybel af, tot die laaste bietjie asem wat hy oor het, doen hy presies nog dieselfde. God het dit toegelaat, dat hy doen nog presies dieselfde. Daai woordjie verlei beteken misled, beteken or being tricked into believing something that isn't true. Dit beteken jy kan refer to being given false information, wrong guidance. Hoeveel keer dink jy die pad wat jy op is reg, maar die einde van is die dood? Kom nou mense, jy stel 'n verkeerde koers in, jy gaan stel op 'n kruispad en jy moet besluit, en neem jy verkeerde besluit op die einde van die dag, jy stel verkeerde koers in. Dit kom in die duiwel af. Wat in die 4 hoeke van die aarde is, en die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, om hulle getal, en hulle getal is soos die sand van die see. Sy word vrygelaat onontbind, en die heel eerste ding wat hy doen, dit wat hy beste doen, hy verlei die mense, hy gaan uit, om nasies, luister wat hy sê, nasies te verlei, dit beteken, om hulle weg te lei,
of weg te hou van die waarheid af. Die Bybel sê dat die waarheid maak jou vry. Nou, ek wil ook julle vertel. As die waarheid my vry maak, hoekom maak die woord my nie vry as ek dit lees? Hoeveel van ons hier wat hier sit, lees die woord? You're a reader of the word. Hoeveel lees die woord, en dan gebeur niks. Ja, Here, as jy aanhou lees, jy word verkoop in jou innerlike mens. Jy word versterk in jou innerlike mens, jy word gebou in jou innerlike mens, jy word herstel in jou innerlike mens. Maar die oomblik van die woord, die waarheid, die woord logos word, dan eers wanneer jy het verstaan, en het rema word in jou hart, maak het jou vry. Ek ben al skrifte gelees, ek kan saam met my getuig, wanneer jy skrif lees, dan die skrif net so ver uit, boek en al die skrifte, dis daai skrif rema geword in jou hart. En dit maak jou vry. Dis hoe belangrik is om het te bepeins en te bely, te verklaar al die tyds. Luister, verleidinge gaan uit om die mense en nasies te verlei. Weereens, luister mooi, het die mens 'n keuse gehad. Kom nou mense. As jy daai paar verse gaan lees, was dit hulle wat in, ek wil dit nou vir jy wys daar waar hulle gebly het daar die tyd ook. Ons dink is oor die hele aarde, ek stem en ek nie saam, jy kan wees by gaan jy wys daar. Maar hulle het God gedien, wat daar in die millennium was mense wat God gedien het. Jode wat tot bekering gekom het. Sondaars wat hulle hart in die Here gegee het, wat deur die millennium gekom het tot daar. Wat alles vrygespring het en daar kom leef onder die gesag van Jesus Christus. Met ander woorde, hulle het God gedien. Luister wat pastoor sê. Die kinders wat daar gebore was in daardie tydstip was God vreesend. Hulle het saam groot geword, want al wat hulle van gehoor het en geleer was van Christus Jesus, die Messias. Hulle het van God die Vader geleer. Hulle het groot geword in alle respek in 'n Christenhuis. Daar was nie son om deel te neem nie. Daar was nie speletjies om te speel nie. Daar was nie TV om te kyk nie. Daar was niks wat aangebied kon word vir jou, wat jy kon lei tot son en die niks. Jy was 0. Dit was 'n plek van heiligheid. En hulle het groot geword daar. So te sien die kerk. Ons is ver 'n bietjie gaan krap sal sien, dat in daai tyd was 'n sinagoges ook gewees. Ja. Verstaan, so in daardie omgewing waar hulle gebly het daar, en oral op die aarde was daar geen manier van son, daar was niks. Niemand kon niemand verlei het nie. Niemand kon niemand na verkeerde plek toe gevat het nie. Die gedagtes van die mense was rein en skoon, van die duiwel wat die geveg in die gedagtes en die saad geplant het was vir 1000 jaar vasgemaak. Jou gedagtes was suiwer en skoon. Jy het gedink aan die dinge van die Here. Jy het gedink aan sy grootheid. Jy het gedink aan Christus. Jy het die heerlikheid gesien reg waar jy beweeg het. En jy het gesien alles wat was skoon en rein gewees. En op die einde van die millennium was hulle getoets. En die toets wat vir sommige van hulle pad langs gekom het die toets gefaal. Letterlik gefaal. Nou wat ek nie verstaan nie, en ek praat met die Here, ek kan dit nie verstaan nie.
dat vir 1000 jaar van geslag tot geslag het hulle groot geword in daai environment, groot geword in 'n atmosfeer, groot geword in daai heerlikheid van God, groot geword, en hy kom vir 'n kort tydjie word hy losgelaat en hy verlei daai selfde mense wat in daai stad gebly het, verlei hy om hom te volg. Of van hulle, as ek so maar sê. Wat was die verskoning gewees? Wat was daai mense se verskoning toe hulle die struktrap wat vir hulle gestel word? Wat is baie mense se verskoning vandag? Wat die Here nie wil doen nie, wat die kerk toe wil kom nie, wat die heilige lewe nie. Baie sal sê, kinders wat in 'n godsdienstige huis groot geword het, soos ons wat op die platform staan, my kinders dieselfde groot word in 'n pastorie. Wat is baie se verskoning, ek snoeg vir godsdiens. Ek wil 'n bietjie gaan explore wat daar buite aangaan. Ek is vroeg om kerk toe te kom en al pastoor praat. Daar's geen entertainment nie. Verstaan? Hulle soek die dinge vir die wêreld, vir die dinge wat daar buite aangebied word, trek die jong mense, trek hulle van dit wat daar buite is, soek hulle. Wat het hulle getrek? Wat was so kleurvol gewees? Wat het die stad hulle aangebied, wat so kleurvol was, dat hulle veilige plek waar hulle was, waar Christus Jesus die hoof was, te verlaat en daai ding van duisternis te volg. Ek weet nie. Verskoning op verskoning het hulle miskien gehad. Moeg vir die lering of boodskap, moeg vir die kerk, moeg vir al die dinge, kyk wat my vriende daar buite doen, hulle is vol blydskap, hulle gaan te keer daar buite, ek sit vasgevang in 'n kerk, ek sit vasgevang met sekere dinge in my lewe, maar weet jy, my boetie, my sussie vanmôre, ek is liewer vasgevang in godsdiens, ek is liewer vasgevang in die dinge van die Here, as wat ek vasgevang is in die dinge van die wêreld. Wat was hulle verskoning? En Johannes sien dit. Hy sien die Gog en Magog. Nee, ek dink die Gog en Magog wat hy van skryf is 'n voorbeeld van die Gog en Magog wat in Jesegiel 38 beskryf word. Want die Gog en Magog was in Jesegiel 38 van ontslaag geraak. Ek glo die Gog en Magog hier, wat Johannes hier beskryf, wil hy voorbeeld vir ons noem, dat hierdie mense dieselfde optree as die Gog en die Magog wat in die Jesegiel opgetree, wat hulle daar gedoen het. So hulle werking was dieselfde, en soos hy sê, die Gog en Magog. Twee vyande, die Gog en die Magog, sê baie skrywers, is Gog en die Magog wat in opstand gekom het. Teen die laar van die heiliges, luister wat die Bybel sê, teen die laar van die heiliges en teen die geliefdes. Met ander woorde wat ek daar sien, is dat daar was 'n stad gewees waar hulle gebly het, en hulle gaan slaan na, hulle gaan doen bietjie naslaanwerk, hulle sê die stad waar hulle gebly het gedurende daai tyd van die millennium was Jerusalem. Die aarde was daar niks, mense sê, daar was die vyande nie. Daar was iemand wat ons sonde geleef het op die aardbodem in daai 1000 jaar nie. Daar was niks. Mense het aangegaan en geplant. Hulle het vrugte gekry in oorvloed. Hulle saad was vrugbaar wat hulle gesaai het. Hulle het God aanbid. Hulle het die loofhutte fees gevier. Hulle het by al die ander dinge uitgekom. Hulle het tempel toe gegaan. Hulle het God aanbid en groot gemaak. Daar was niks daar nie. Alles was geseënd gewees. Alles was geseënd. Niks nie. En hy kom en hy maak daai aarde vuil deur die mense te verlei. Hy maak sonde los.
Nou voel ek, en ek wil dit sê vanmôre, is dat sonde kan broei in jou binneste, sonder dat enige weet jy sonde wat wegsteek in jou hart. So sonde kan broei, dis wat pastoor sê. En op die regte oomblik kan hy dan getrigger word. Dit gaan getrigger word deur dit wat mense vir jou sê. Dit kan getrigger word deur 'n preek, kan seker dinge getrigger word, en daai ding kan ontstaan en vrug skiet en wortels in jou binneste en vrug voortbring sonder jy agterkom. Dit is nie gebeur het. Vir 1000 jaar het oupa en oupa grootjie reg teen, hulle gaan nou vir julle wys daar, het hulle God gedien met hulle hele wese. Maar die sondige natuur wat nog in daai mense was, al was hulle gered, en toe hulle was gered, en nog nie vir Here het 'n liggaam gehad, ek praat nie van hulle wat saam met Christus geregeer het nie. Hulle was gered, hulle het Jesus aangeneem as 'n persoonlike saligmaker. Hulle moes die keuses maak. Hulle moes 'n keuse maak om te gaan plant. Hulle moes 'n keuse maak om dit te gaan doen. Hulle moes 'n keuse maak om tempel toe te gaan. Hulle moes 'n keuse maak om God te aanbid. Hulle moes 'n keuse maak om Christus se heerskappy te aanvaar. Hulle moes 'n keuse maak om reg te leef. En toe daar iets inkom wat so sonde lyk en verleiding kom, dan maak hulle 'n verkeerde keuse. En dit wat vir hoeveel eeue en hulle voorvaders was, spring ewe skielik op hierson in die millennium. Dit is iets. Iemand stuur vir my vanoggend, stuur vir my boodskap, vir iemand wat preek daar, was geen, hy so sê, lees dit, hy sê, daar is geen familie, ja, hy sê familievloeke bestaan nie, tog my broer, jy weet nie wat jy van praat nie. Luister, ek kom na die kerk toe, genoeg 'n paar dinge sit, jy strak nie maar vas, hou maar vas. Maak jou vas, ons gaan opstyg. Luister, daar was 'n klomp rebelle. Daar was 'n klomp rebelle, en hulle het in die stad Jerusalem en teen die, kan ek sê, die heiligers van God opgetree. It is a frightful commentary upon the nature of mankind that the showy rebellion is able to muster millions and millions of followers who gladly join it in a last desperate effort to strike at a God. Truly the carnal mind is enmity against God. Dis waar die geveg plaasvind, is jy in die carnal mind, jou gedagtes, as jy hier kan oorwin, het jy gewen. As jy hier verloor, het jy verloor, my boetie. En my sister, the number is as the sands of the sea. For we shall find the hordes of mankind rushing up to overthrow the righteous and the benevolent and the reign of Christ at Jerusalem. Hulle sal kom met hulle hele mag om hy alles omver te gooi in Jerusalem. From this we see that the millennial dispensation, like all the 6 dispensations before it, will end in a failure op een van die dag. God will have tested man in innocence, under conscience, under self-government, under headship of the family, under law, under grace, and finally under the influence of the Holy Spirit. Free from satanic influences, and under them all he will prove himself to be hopelessly, incurably, and unreformably bad. Hy sal bly, want is in die mens. Jy weet nie wat so skrif kom my op, toe wil ek het lees Psalm 100 vers 14 sê, want hy weet, God weet, Jesus weet, wat maaksel ons is, gedagte dat ek en jy as mens net stof is.
Ons leer en lees reguit die Ou Testament, hoe konings in die Ou Testament, ek kan dit nie verstaan nie. Ek is nou besig met die boek Kronieke, Eerste en Tweede Kronieke, en ek lees, daar kan dit nie glo nie. Lees jy die opskrif, heel bo, wat sy hoofstukkie oopmaak, en die koning het gedoen wat sy vader David gedoen, hulle vader David, hulle vader David. Hy het reg gedoen, en hy was reg voor die oog van God, hy het in heiligheid voor God gelewe. Dan sien hy sterf, en sy seun wat in dieselfde saad uitkom as hy, en die voorvaderlike saad is in die bloed daar, word na koning Asena, die sy seun doen wat verkeerd is in die oog van die Here, ek kan dit nie verstaan nie. En hy is groot geword in 'n paleis waar God gedien was, in 'n paleis wat God vreesend was. Mense het volgens die wil van God beweeg. Hy het groot geword in hy paleis. Hy het gesien wat sy pa doen. Hy het gehoor wat sy ma sê. Hy was in die tempels, hy was en daar God aanbid saam ma en pa. En daarna word hy koning, van 18 jaar oud koning. En dan sien hy na bo op, hy sê nee, hy het nie Here nie, hy doen wat verkeerd is in die oog van die Here, en hy begin God terg. Hoe werk dit? Hoe werk dit? Koning op koning op koning op koning, gelees het daar in Kronieke, kan jy sien, almal van hulle, wat 'n handjie vol wat vashou. En 'n handjie vol wat op die einde van die dag kom, en belydenis doen, sê, Here, ek het verkeerd gedoen, ek was nie soos my vader David nie, ek vra hom vergifnis. Wat reg kom, maar die Here vergewe, maar die meeste van hulle sterf van hulle sonde. En weet dat sê, van hulle word eers begrawe in die familie begraafplaas nie. Gelees dit. Hy is nie waardig om daar begrawe te word nie, want hy het God se volk op 'n verkeerde pad gevat. Hy het God se volk hel toe gevat. Yes, dis 'n ander storie. Ek verstaan dit nie, is dinge wat ek nie verstaan nie. Dinge wat ek nie verstaan nie, hulle, die pa dien Here, en kom die seun dien nie die Here nie. Toe derdens, kom voor die vraag af, waar kom al die rebelle vandaan? En ek moes gaan bietjie rondkrap. Waar kom al hy sê soos die sand van die see. En dan kom uit die millennium. Kom ons kyk hier daarna. Dan wil ek vir u wys wat ek gevind het. Ons is so 'n bietjie sommetjies, maar ek wil u wys. Dan gaan jy verstaan waar die mense vandaan kom. Nou gedurende die 1000 jaar sal daar ongeveer 33 geslagte wees. 33 geslagte, onthou, volgens die Bybel is 'n geslag tussen 30 en 40 jaar. So as jy vat 30, sal 33 geslagte wees. Dis die Bybelse tyd. Nou as die geboortesyfer ongeveer dieselfde bly as vandag, kan ons reken op gemiddeld 3 kinders per huisgesin, en daai tyd het 'n tribes gebou in die Ou Testament. Hulle tribes gebou. Maar glo gaan 'n bietjie, hier was al 'n bietjie beter geweest. Nee, ons werk op gemiddeld 3 kinders per huisgesin. Luister mooi. Ons moet ook besef dat mense in daardie tyd langer sal leef as vandag. En volgens Jesaja 65:20 kan hulle selfs so oud word soos 100 jaar. So jy 3 kinders per gesin wat lank gaan leef, ma en pa gaan lank leef, oupa gaan lank leef, so daar gaan hulle begin groei nou. Jy verstaan wat pastoor sê, daar gaan nou meer en meer mense op die aardbodem wees. Kom ons doen 'n paar berekeninge om te bepaal wat die bevolking na 1000 jaar kon wees. Kan jy miskien net vinnige getal in die gedagtes kry? Kry getal in jou gedagtes en wonder hoeveel mense sal dan wees na 1000 jaar. Kom ons sê dit so dat jy kan verstaan. Kom ons sê dat 1 miljoen mense, 1 miljoen, 1 miljoen mense die groot verdrukking beleef. Nou praat ek nou van hulle wat deur is gekom met vleeslik, nee, hulle was nog vlees.
Want hulle het gekom om te kom werk op die aarde, hulle het gekom om hulle gesinnetjies te sorg, en hulle het nog geboortes plaasgevind en so aan. Sê, kom ons sê 1 miljoen het deurgekom, en hulle het die Here aangeneem as 'n persoonlike saligmaker, en hulle het deel geword van die 1000-jarige vrederyk. As ons aanneem dat elke gesin gemiddeld 3 kinders het, en dat daar oor 'n tydperk van 1000 jaar, luister, ongeveer 33 geslagte is, dan sou die bevolking 33 keer verdubbel. Wat praat nou van 'n miljoen, net 'n miljoen. Het jy gedagte, het jy iets bedink hoeveel as ek dit noem, wat dink jy hoeveel was daar, of sou daar wees, of sal daar wees? En dit gee ons 'n beraamde bevolkingsgetal van 8,6 triljoen teen die einde van die millennium. 8,6 triljoen. Kan jy so ver tel? Dan praat ons van 'n miljoen wat deurgekom het. 'n Miljoen. Net God ken die getal wat gaan deurkom op die einde van die dag, wat dit gaan maak na die millennium toe, wat gaan, hoeveel gaan gered word. Dan praat ek van die Jode en ek praat van die heidene wat gered geword op die einde van die dag. Maar as er 'n miljoen deurkom volgens die sommetjies so uitwerk, gaan daar 8,6 triljoen teen die einde van die millennium daar wees. Sou 10 miljoen dit oorleef en deurgekom het, sal die bevolkingsgetal 86 triljoen wees. Meer as wat ons nou het op die aarde, dink ek. Nou, verstaan die waar hy gedeelte vandaan kom waar Johannes skryf dat hulle getalle wat opgekom het teen God was soos die sand van die see. Hoeveel van die 8,6 triljoen is dit daar volgens werk? Het gesê, ek stem nie saam nie. Ek gaan nie my Jesus verloon nie. Ek gaan nie die Satanse dinge aanvaar nie, wat ons baie keer ook moet doen. Ons wil baie keer kompromeer. Jy kompromeer nie met die duiwel nie. Jy bestraf hom en jy sê, ek sal dit nie doen nie, want daar staan geskrywe. Jy kompromeer nie wat dit kom by jou saligheid nie. Jy kompromeer nie wat dit kom by jou huisgesin, by jou familie nie. Jy kompromeer nie met die Satan nie. Die Bybel sê, gee aan die duiwel geen plek nie. 0. Besigheid mens dieselfde. Jy kompromeer nie met die duiwel nie. Ja, maar pastoor, jy kompromeer nie met die duiwel nie. Jy gaan na die woord toe, en jy gaan kry skrif, wat dit staaf wat jy soek, en jy vat dit na die Here toe, jy herinner Here aan sy beloftes, en sê, Here, dit het jy gedoen vir Dawid, omdat jy gedoen het vir Dawid, moet jy ook vir my doen, want die woord sê, die aanneme van die persoon nie, moet nie kompromeer met die duiwel nie. Hulle het gekompromeer met die duiwel. Hulle was moeg vir kerk. Hulle was moeg om God te aanbid. Hulle was moeg om te luister na alles. Hulle was moeg. Hulle wil iets anders vir iets niets. En hulle kompromeer met die duiwel. Hoeveel van die 8,6 triljoen mense het die Here in sy rug gesteek en agter Satan aangegaan? Want die Bybel sê hulle was soos die sand van die see wat teen God opgetree het. Wat God wou aanval. 8,6 miljoen, hoeveel van hulle was daar gewees? 8 triljoen. Hoeveel van hulle was daar gewees? Ja. Rebelle was hulle gewees, soos die sand van die see, maar hulle het God die Vader hulle toegelaat. Hy kyk nie na die uiterlike nie, maar hy kyk na die innerlike, en hy het geweet hoeveel van daai mense loop met die gedagte in hulle harte rond, as ek 'n gap gaan kry, is ek weg.
As ek 'n gap kan kry, as ek uit die kerk het, as ek 'n gap kan kry, gaan ek God nie meer dien nie. As ek 'n gap kan kry, loop ek sonder en wil die Here nie meer sien, niks van hom hoor nie. Hoeveel van daai mense loop daai gedagte in hulle binneste rond? En wie hoekom dit gebeur, baie van daai mense het nie 'n verhouding met hom nie. Het nie verhouding met hom nie. Dis verskriklik mense, dit my geskok. Dit my geskok. Luister wat hy verder skryf, Johannes, wat hy gesien het. Hy sê, ek sien vuur van God uit die hemel neerdaal. En hulle verslind. Hier maak die almagtige God weer gebruik van die natuur, en verslind hulle deur die vlamme van die vuur uit die hemel. The fight is over before it begins. Wat ek agterkom toe ek dit lees, dat die Here het genoeg gehad. Hy het geweet dat mense om die rug gaan steek, hy het geweet mense gaan hom verlaat, hy het geweet dat hulle gaan loop, hy het geweet dat hulle by die kamp van Satan gaan aansluit, hy het dit geweet, hy het genoeg gehad. Daar kom 'n tyd wanneer God net sê genoeg is genoeg. Hoe lank moet nog gebid word vir mense? Hoe lank moet nog gepleit word, dien die Here, want die tyd is kort. Hoe lank moet nog gevra word, volg hom, dien hom, hê hom lief, dat hy jou alles wat lank moet gedoen word, dan kom 'n punt waar die Here streeptek en sê genoeg is genoeg. Nie meer verder as dit nie. En ek sê dit weer, die een persoon wat ooit in hierdie kerk was, van die begin af, die bestaan van die nados af, wat saam met ons kom, tot nou toe, sal ooit kan sê, ja, ek het die waarheid geweet nie. Niemand nie. At this point, God finally deals with the devil and his followers forever. So jy verstaan die vyand, jy verstaan nie die vyand, die troepe, die rebelle word verstom deur die vuur. En Satan staan dan en kyk hoe alles weggevee word voor hom. Vuur wat hulle wegneem, en hy staan daar nakend voor die aangesig van God die Almagtige. En dan kom Johannes en hy sê die volgende. Ek sê dan uiteindelik, die duiwel wat hulle verlei het, is in 'n poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier in die valse profeet is, luister baie mooi, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Weet jy hoe lang is dit? Nou as die Here in sy woord sê, dat hulle dag en nag gepynig gaan word, dan gaan hulle dag en nag gepynig word vir ewig. Bly saam met my stem vanmôre. Nie so stil wees nie. Is this really eternal punishment? Yes, it is. The words mean exactly what they appear to me. Gepynig sal word, dag en nag. The everlasting punishment of the lost, then herein mentioning both day and night, and the expression forever and ever literally means to ages of ages. Geen wegkomkans, geen ontvlugting nie, geen regmaak as dit gebeur nie. Elkeen kry, weet jy, ek glo met my hele hart,
as van haar rebelle gekom het en sê, Here, ek het verkeerd gedoen, vergewe my, ek wou dit nie gedoen het nie, nou omdat ek merk maar voel, sorry, Here, hulle vergewe het. Maar het gekom met 'n hart vol rebellie, met haat in hulle binneste, om van God en Jesus se ding ontslae te raak, en die Heilige Gees ook wat daar teenwoordig was. Luister, die hel is die isolasie van boosheid van God se goeie skepping. So verskriklik soos die hel vir die mensdom is dit nog erger vir God. Deur sy hoogste skepping die mens 'n keuse te gee, 'n aspek van die beeld van God in die mens, het God geweet dat 'n beduidende persentasie self en sonde sou kies. Die hel is oop, bloeiende wond in die hart van God, wat nooit genees sal word nie. Die hel is 'n tragiese misterie, die paradoks van God se ewige liefde en sy geregtigheid. Dink jy dit van God die Vader nie? As jy weet dat die hel, die vuur met swawel gedek is, daar geplaas vir Satan en sy trawante, en die antichrist en die dier, die valse profeet, en hy moet met sy eie oog kyk, en hoor hoe sommige van sy mense geskaap is na sy ewebeeld, aan die poel van vuur gewerp word, terwyl hy voorsiening gemaak het vir hulle juist daar nie. Maar deur die keuse van die mens, my dinge te aanvaar waar die vyand jou bied, en waar die duiwel voor gestraf geword, en jy dan vashou, word jy saam met hom gestraf in die poel van vuur. Ons het 'n keuse, mense. Ons moet reg of verkeerd kies. Ons moet besluit watter kant ons gaan. Ons moet besluit wie ons gaan dien. Gaan ons Baal dien of gaan ons God dien? Hulle moes besluit wie hulle daar gaan dien. Sal hulle agter Christus aanloop of sal hulle agter Satan aanloop? En hulle het Satan gekies. Want hulle is soos die sand van die see. Meerderheid van die 8,6 triljoen mense het die besluit gemaak. Net soos die gemengdes in die tyd van Israel beïnvloed het, dat 'n paar ander mense ook daar glo, die ander beïnvloed om saam met hulle te gaan. Wat 'n hartseer storie, as ons daarna kyk en sien wat het gebeur op die einde van die dag. Ek wil vanmôre die boodskap sluit en ek wil u vra vanmôre, as jy na al hierdie dinge kyk wat ek genoem het vanmôre, en geluister het wat ek gesê het, dink jy dit is die beste om Jesus te volg en hom te dien? Ongeag jou probleme, ongeag die druk wat hy toepas op baie mense, onsself, ongeag wat hy jou bied, die aantrekkingskrag van die wêreld daar buite, ongeag wat hy jou pad langs stuur, en vir jou verwag om te kompromieer, glo jy is nog die beste om Jesus te kies en Jesus te volg. Kan jy sê amen op vanmôre? Ons staan. Ek wil in die harte besluit neem, ek het hierdie vraag gevra. Wat sê jy vir jouself vanmôre? Sê, Here, ek gaan nie dien. Ek en my huisgesin, ons sal nie dien met ons hele wees. Wat die besluit mag wees vanmôre, vra die Here jou te help om op die regte pad te bly, om hom te dien met jou hele hart, jou hele wese, en om te volg, swaar op hom te leun, en weet dat die Here daar vir jou sal wees. Net daar waar jy staan, gelukkig vir elkeen bid, Vader, in Jesus naam bid ek vir myself en die orkes vanmôre en almal reg deur die kerk tot bo in die balkon, wil ek vir hulle bid en hulle wat luister na die boodskap ook vanmôre.
bid ons en ons vra vanmôre dat Jesus Christus ons sal help. Here, dat ons hierdie pad sal volg, die pas sal volhou en op die pad sal bly in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons wil U dien met ons hele wese. Ons wil U volg, Here, ons weet U is ons eerste liefde. Ons weet U gee om vir ons. Ons weet U is daar vir ons, Here, daarom bid en vra ons vanmôre, Here, los ons hand, help ons om in die wedloop te voltooi dit wat nog oor is vorentoe. Dat ons weet die dag wanneer ons sal kom aan, het sy voor die tyd voor die bassein geblaas, dat ons vir altyd en vir ewig saam met U sal wees, en die sekerheid sal hê, dat ons saam met U sal heers in die millennium wat voorlê in Jesus naam. Dankie vanmôre vir die kosbare woord. Dankie dat dit ingang vind in elkeen se hart. Dankie dat dit vrug voortbring, Here, in Jesus naam. En ek dankie dat U naam daardeur verheerlik en geprys sal word. En ons dank en ons prys en ons loof U daarvoor in Jesus se naam. En al die kinders van die Here vanmôre sê, amen, amen. Ons sê dankie vir Jesus.